In hierdie laaste les vir graad 11 meting gaan ons kyk na interessante vrae oor buiteoppervlak en volume, waar daar ook soms van triegreëls gebruik gemaak moet word. Voordat jy hierdie les aanpak, moet jy seker maak dat jy dus jou triegreëls ken en kan gebruik, en ook al jou metingformules vir buiteoppervlak en volume ken. Voorbeeld 1. Die skets wys 'n silinder en 'n keel met dieselfde basis en dieselfde hoogte van 15 cm. Die buiteoppervlakte van die silinder is 368 pi vierkante centimeter en die vraag is, bereken die volume van die keel. Die formule vir die volume van 'n keel is 1/3 maal pi radius kwadraat maal hoogte. Hier is ons reeds die hoogte van 15 gegee, maar ons is nie die radius gegee nie. Daarvoor gaan ons dus terug moet gaan na die buiteoppervlak van die silinder wat wel vir ons gegee is. Hier gaan ons dus van algebra gebruik moet maak om 'n afmeting te bepaal, sodat ons dit dan in 'n formule kan gebruik. Die formule vir die buiteoppervlak van 'n silinder is 2 pi radius kwadraat plus 2 pi radius maal hoogte. Dit is vir ons gegee dat hierdie buiteoppervlak 368 pi is, en wanneer ons dan aan die regterkant invervang wat vir ons gegee is ons slegs die hoogte gegee van 15. Nou kan ons hierdie vergelyking gebruik om die radius te bereken. Ek herinner jou dat pi 'n spesifieke waarde het, en daarom gaan ek hier regdeur deel met pi, omdat pi in al 3 die terme voorkom. Dan lyk my vergelyking dan nou so, en omdat ek die radius wil oplos en sien hier is 'n radius kwadraat, gaan ek volgende al my terme aan een kant kry, en dan faktoriseer en vir r oplos. Dat r die radius en dus 'n afstand is minus 23 nie van toepassing by ons som, en dus is die radius van albei hierdie figure 8. Nou kan ek uiteindelik die volume van die keel bereken, en daarvoor het ons reeds die formule neergeskryf. Ek gaan nou my radius van 8 invervang, en dit ook maal met die hoogte van 15. Die volume van hierdie keel is dan 1005,31 kubieke centimeter. Voorbeeld 2. In die skets is 'n driehoekige prisma en die eerste vraag is, bereken die volume van die prisma. Om die volume van 'n driehoekige prisma te bereken, moet ons die oppervlak van die basis maal met die hoogte. Normaalweg sal ons dan hier sê die oppervlak van die basis is 'n driehoek en dis half maal basis maal loodregte hoogte, wat ons dan nog met die hoogte van die prisma moet maal. In die geval van ons voorbeeld het ons nie die basis en loodregte hoogte in ons driehoek nie, en kan ons dus nie hierdie formule gebruik om die oppervlak van die basis te bepaal nie. Daarom gaan ons nou nuwe graad 11 triegkennis inspan, en sê dat die oppervlak van 'n driehoek ook deur die oppervlakreël bepaal kan word, en dit is 'n half maal a maal b sin van hoek C, wat ons dan nog met die hoogte van die prisma moet maal. As ons dan nou op ons skets fokus op die basis, dan het ons klein sy b sowel as klein sy a, en ons het die hoek tussenin wat hoek C is. En ons kan dit dus net hier in vervang. So sy A is 5 cm, sy B 8, en ons maal dit met sin van hoek C, wat 120 grade is. Dan moet ons dit nou nog maal met die hoogte van hierdie prisma, wat 4 cm is. Die volume van hierdie driehoekige prisma is dan 69,28 kubieke centimeter. Vir die buiteoppervlak van hierdie prisma moet ons die 2 driehoeke se oppervlakte, sowel as elkeen van die 3 reghoeke bepaal en bymekaar tel. Vir die driehoek bo en onder het ons reeds in vraag A gesien dat ons die oppervlakreël kan gebruik, en hier gaan ons dus 2 keer
hierdie oppervlakreël hê, en dis A½ maal A maal B maal sin van hoek C. Vir die reghoek linksvoor het ons eenvoudig lengte maal breedte, en dieselfde vir die reghoek regsvoor het ons weer lengte maal breedte. Vir die reghoek aan die agterkant het ons die breedte van 4, maar ons moet eers die lengte gaan bereken. Dit gaan ons doen met die kosreël. As ons dan nou weer fokus op driehoek ABC, wil ons dan sy AB bereken, en met die kosreël gaan dit dan wees 8² plus 5² minus 2 maal 8 maal 5 maal kos van die ingeslote hoek wat 120 grade is. Die vierkantswortel van hierdie waarde gaan dan vir ons sy AB gee, en sy AB is dan 11,36 cm. Nou kan ons die laaste deel van ons oppervlakte gaan bepaal, deur hierdie 11,36 te maal met die breedte van 4. En nou kan ons die buiteoppervlak gaan bereken, en dit sal wees 132,08 vierkante centimeter. So aan die einde van hierdie hoofstuk moet jy seker maak dat jy al die formules vir buiteoppervlak en volume ken en verstaan sodat jy dit kan aanpas wanneer nodig. Dan moet jy ook onthou dat jy soms van jou triegreëls gebruik gaan moet maak.